Here, ons wil vanmôre ons liefde aan U verklaar. En ons kan vanmôre net sê, Here, U wonderlike ingrype in ons lewens, het ons lewens verander. En Here, dis nie 'n eenmalige ding nie. Elke dag werk U Gees in ons en ons loof en ons prys U naam daarvoor. Dankie Here vir 'n wonderlike geleentheid om voor U te mag staan en U te aanbid, Here. Bid dat U nie net in ons kerk nie, maar in elke gemeente waar U woord uitgaan, kragtig sal werk en mense se lewens sal aanraak, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Ons bid vir ons land Suid-Afrika. Ons bid, Here, dat U waarheid en U integriteit, Here, in hierdie land sal begin werk soos nog nooit tevore nie. In die naam van Jesus wil ons elke bedrieger, elke bedrog teenstaan en ons roep lewe, Here. Ons roep oorwinning, Here. Ons roep U almag, Here, in hierdie land van ons. Ons bid, Here, dat U in Heilige Gees in mense se lewens sal werk. Mense, o Here, wat glo as hulle vernietig en breek en stuk en slaan, dan kom daar vooruitgang. O Here, bring U waarheid in elke landsburger van ons land, dat ons sal weet die antwoord lê by God. Ons vra dit in die naam van Jesus. O Here, ons bid dan ook dat U sal wees met die dele in ons land wat dit droog is. Dat U daar U self sal openbaar en die genade daar sal wees. Ons bid dit in Jesus naam. En Here, elkeen wat hier ingestap het vanmôre, van haar ou klein seentjie af, elke ene, wil ek opdra aan U. Ek bid Here dat U vir elkeen wat hier is, net 'n drukkie sal gee. O Heilige Gees, net 'n drukkie. Dat hulle net nou sal beleef dat die Here gee om, Jesus het lief. Here, daar is van ons mense wat in die kerk is vanmôre, wat lanklaas 'n drukkie gehad het. Wat lanklaas, Here, net so 'n bietjie warmte gevoel het. O Heilige Gees, doen dit vanmôre. Doen dit vanmôre. En omhels elke een wat hier staan in hierdie kerk, en sommige van ons mense sit. Nie omdat hulle wil nie, Here, maar omdat hulle nie so lank kan staan nie. Omhels elke een met U grootheid en U liefde. Maak U woord vir ons wakker en lewend, Here. Ons vra dit in U naam. Bid dat hierdie woord sal in ons harte val. Ons weet, Here, dit sal saad wees vir geloof in U en ons sal U vasgryp met ons hele wese. Amen. Baie dankie, kan jy sitplekke neem. Broeders en susters, het is wonderlik om na die woord van die Here toe te gaan. En die woord raak vir my al hoe kosbaarder. Want die woord van die Here is waar. En as ons hierdie woord kan vasgryp en ons hart opskryf, sal ons beleef wat hier beloof word. En ek wil graag vanmôre met u 'n paar gedagtes wissel, maar ek belees in Openbaring 1 vanaf vers 4. Ek lees uit die ou vertaling, 53 vertaling, Openbaring 1 vanaf vers 4. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië. Genade vir julle en vrede van hom wat is, wat was en wat kom, van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en owerste oor die konings van die aarde. Aan hom wat ons liefgehad het en ons van ons sonde gewas het in sy bloed, en ons gemaak het kinders en priesters vir sy God en sy Vader. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. Hoor wat sê, hy sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is, wat was
en wat kom, die Almagtige. En ek wil graag vanmôre my boodskappe opskrif gee. Slegs Jesus se waarborge het geen vervaldatum nie. Slegs Jesus se waarborge het geen vervaldatum nie. As ons vandag gaan en ons koop 'n ding, dan wil ons graag die ding hê met die beste waarborg. En ons wil graag 'n ding hê wat 'n waarborg het vir ewig. En ongelukkig kry ons dit nie. Jy kan wat ook al betaal, daar is nie 'n waarborg wat nie verval nie. Die waarborge verval en dan sit jy met 'n ding wat jy weet, jy moet maar self mee sukkel. Die Here wil vanmôre vir ons kom sê, vir ons wat in 'n tyd lewe, 'n lewe wat nou? Ons wat in 'n tyd is waar daar niks seker is nie. Daar is geen waarborg nie. Ons weet nie of daar 'n derde vraag COVID kom nie. Ons weet nie of daar weer grendeltye gaan kom nie. Ons weet nie wat van môre nie. Die Here wil vanmôre vir ons sê, en ek wil u dit toeroep. Ek wil dit oor u uitroep. Openbaring 1 vers 8 sê die Here, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. Die Here sê vandag vir ons, dat hy is die wondergod wat in ons lewe is. Hy is nou hier, net soos wat hy in die verlede was. Hy is die God vandag, en net soos wat hy in die verlede homself openbaar het, is 'n magtige God, sal hy ook in die toekoms wees, ook by môre in ons lewens. Jesus wil vir ons kom sê, dat ons moet weet, dat hy, as hy sê, ek is die begin en die einde. As hy sê, ek was en ek is en ek sal wees, dan sê hy, luister baie mooi kind van God. Ek is by die vertrekpunt van jou reis. 'n Reis met 'n adres wat jy nie ken nie. Ek is by die vertrekpunt, maar hy wil ook sê, dat hy is die God, wat saam met ons op reis gaan. Hy wil vanmôre vir ons sê, in Hebreërs 13 vers 6, hy is ons helper en ons hoef nie te vrees nie. Terwyl ons hierdie onbekende pad loop, na 'n onbekende bestemming hier op aarde, sê die Here, moenie bang wees nie. Hy is ons helper. Hy is die God wat met ons is. En wanneer ons nie weet of ons môre dinge sal hê nie, dan sê die Here, hy wat kom en hy wat in die toekoms is, dan sê hy, die goed wat daar nie sal wees nie, neem kennis, ek sal dit roep asof dit bestaan. Dis 'n waarborg wat die Here vir sy kind gee. Dis 'n waarborg wat die Here vir ons vanmôre wil gee, dat ons kan een ding weet, al weet ons nie wat ons eindbestemming is nie. Hy sê vir ons in Hebreërs 12 vers 2, hy sê, ek is die volëinder van jou geloof. Met ander woorde, ek stap saam met jou tot op die eind. Toe ek gebore is in die Vrystaat, daar in Koppies, en ek bietjie groot geword het, en ek daar by my ma op die plaas gebly het, en ek was groter, het ek gedink, ek wil graag 'n boer wees. En na weermag het ek plaas toe gegaan, en ek was opgewonde om te kom boer. Maar toe die Here met ons werk, en ek en my meisie in die Here aanneem, toe sê die Here, jy het nou genoeg geboer, jy gaan nou vir my werk. Ek sê, Here, ekskuus. Ek moet nog gaan leer, Here. Hy sê, ek roep jou. Kan ek vandag vir jou sê, wanneer God in jou lewe is, en jy nie seker is van wat die volgende tree is, weet een ding, die Here gaan saam met jou. Die Here gaan saam met jou. Hy loop 'n pad met jou, wat goddelik en dinamies is. En omdat die Here sê, ek is, ek was en ek sal wees, kan ek en jy Hebreërs 11 vers 1 ons lewensles of ons lewenslese maak. Hy sê so, daarom is ek seker van die dinge wat ek hoop. Ek is seker van die dinge wat ek hoop. Hy sê, en oortuig van die dinge wat ek nie sien nie. Die Here sê, jy kan verseker weet, die hoop wat in hierdie woord aangeteken is, jy kan verseker weet, dat God sal dit waar maak. En daarom kan ek en jy oortuig wees van die goed wat ons nie sien nie. Iemand het hierdie gedeelte vir my so mooi verwoord. Hy sê, hoop is om môre se musiek vandag te hoor. Geloof is om reeds vandag op die maat van môre se jubelliedjie te dans. Kan ek dit weer sê? Hoop is om môre se musiek vandag te, die musiek van triomf, want God vat jou nie na 'n verloor plek toe nie.
Jy kan nou al dit hoor, en dit beteken dat ek vandag al kan dans op die maat van daardie melodie. Ek kan vanmôre net sê, dat die Here wil vanmôre vir die kinders van God iets sê, dat sy waarborg sal waaragtig staande bly, tot op die eind. Wat wil die Here vir ons sê? Kom ons kyk net na 'n paar fasette, wat die Here sê, wat in sy waarborg aangeteken is. Daar is so baie, ons moet hierdie hele boek deur gaan, om al die fynskrif, wat God vir ons gee, fynskrif nie waar hy uitsluitings het nie, maar waar hy juis insluitings het. Kom ons kyk na die dinge. Die eerste rooi letter vers wat ek vanmôre vir u wil noem is, en u ken hom uit jou kop uit, ek wil hom vasmaak. Paulus het op 'n dag vir die mense gesê, ek wil dit vir julle weer sê, laat julle hoor. Die Here wil dit weer sê, dat ons hoor. Jeremia 29 vers 11, in die boodskap vertaling staan so, hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here, ek beplan voorspoed vir julle, nie teenspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Broeder en suster, kan ek vandag sê, elke bloedgewaste kind van die Here kan hoop hê, kan weet dat ja, God loop met ons, hy sal met ons wees. Die Here wil hê, kan ek maar sê, dat ons moet vandag al in ons gees die musiek van lofprysing hoor. Lofprysing oor die bestemming wat hy bepaal. Hy wil hê ons moet vandag al begin dans op daardie liedjies se ritme. Dat ons kan een ding weet, die Here sê vir my en vir jou, as hy sê, ek beplan nie vir jou onheil nie. Dan sê hy, luister, daar is 'n bestemming wat ek, die Here, vir jou bepaal het, wat jy nie eers geweet het om daarvoor te vra nie. Efesiërs 3:20. Dis wat die Here sê. Dis 'n waarborg wat God gee. Ek kan vandag sê, en ek wil getuig daaroor. Ek het nooit gedink, wanneer ek op hierdie jeugdige ouderdom kom waar ek nou is, sal ek nog die voorreg hê om op God se bloedgrond te staan nie. Hierdie verhoog is nie aankorse nie. Jesus het dit gekoop met sy bloed. Wat ek sê? Ek het nooit gedink dat ek op die bloedgrond, op die voorreg sal hê, maar die Here het 'n bestemming, het 'n adres uitgewerk vir my. En so kan elkeen van ons weet vandag, dat die Here het 'n dinamiese plan vir ons, wat groot en heerlik is. Dit staan vas vir ewig. Die Here wil vanmôre vir my en vir jou sê, dat hy wil vir ons waarborg, dat wanneer ons 'n oomblik omkyk, na die smeulende ashoop van gister se teleurstelling. Ons kry mos teleurstellings. Wanneer ons kyk na die ashoop van teleurstelling, wil die Here sê, luister baie mooi, jy is nie die speelbal van die noodlot nie. Goed Here, as ek nie is nie, wat is ek dan? Wat is ek dan? Die Here wil vanmôre vir ons sê, dat wanneer ons terugkyk, en ons sien die smeulende ashoope van verleentheid, dan moet ons een ding weet, hy sê, luister, daar gaan baie van daardie goed dalk nog plaasvind, maar uit almal sal ek jou red. Jy sal nie saam met die ashoop vergaan, en stikkend en uitgebrand word tot as nie. Dis wat die Here sê. Hy wil vir elke persoon, elke bloedgewaste kind, wil hy vanmôre sê, dat, en dis 'n waarborg, dat wanneer dinge verkeerd loop, is ons nie die speelbal van die noodlot nie. Die woord van God sê vir ons in Psalm 16, vers 5 en 6, dat hy onderhou jou lot. Nie die noodlot nie. Hy sê vir ons, dat hy hou ons in sy hand, en dis 'n dinamiese triomftog. Ons wil graag oorwinning behaal in ons lewe. As ons 'n oorwinning wil behaal, dan moet ons weet, daar gaan uitdagings wees. Jy kan nie triomfeer oor iets, as daar nie iets is wat jy wil stop nie. En die waarborg van God se woord is, dat jy kan een ding weet, dit maak nie saak hoe ernstig dit gaan nie, jy is nie in die kloue van die noodlot nie. God het jou in sy hand, en hy bepaal jou lot, hy bepaal jou bestemming. En Paulus het hierdie ding gesnap. Paulus het gesnap, hy het hoeveel goed het hy deurgegaan in sy lewe, maar hy het gesnap, dat die Here se waarborge bly, en daarom skryf hy so, in 1 Korintiërs 9 vers 26. Hy sê, daarom pyl ek reguit op die wenpaal af. Hy wonder nie, die wenpaal, hy sê doelgerig, met elke tree wat ek gee. Paulus sê, en hy weet een ding, hy sê, die Here is sy leidsman, en daarom loop hy hierdie pad, en ten spyte van die hindernisse wat daar is, loop hy doelgerig. Hy kom nooit op 'n plek dat hy sê, ag, dit help nie om die Here te dien nie.
Nee, ek dien God, want ek loop op pad met die Here. Maar dan gaan hy verder, en ek is soos 'n bokser, wat met elke hout tref. Broer en suster, luister baie mooi. Die Here wil vandag vir ons sê, ons kan een ding weet, dat ons is nie die speelbal van die noodlot nie. Die woord van God sê, wanneer die goeie daar kom, sal jy in die naam van die Here, met elke vuisel wat jy mik na die vyand, sal jy tref. Dis die woord van die Here. Dis die woord van God. Ek kan vandag sê, dit maak my opgewonde, want die Here wil vir ons sê. Hy sê, dit wat hy gesê het, van die begin tot die einde is dieselfde. Hy wil vandag vir my en vir jou sê, dat wat hy vir Josua gesê het, elke plek waar jy jou voet neersit, sal jou grond wees. Elke plek. En wil die Here sê, dat ons sal waar ons ook al beweeg, sal ons besit neem. Grondgebied wat die duiwel dalk gesteel het. Jy sal dit terugvat in die naam van die Here. Ons is in die naam van die Here triomferende mense. Wat, hoekom triomfeer ek? Ek weet ek is nie die speelbal van die noodlot nie, want wanneer die dinge my uitdaag, sê die woord van God, hy sal alles laat meewerk ten goeie, omdat ek hom liefhet. Dis wat God se woord sê. Die Here wil vandag vir ons sê, dat sy waarborg staan, wanneer 'n ding wat erg is en sleg is, jou wil wir, sê die Here, moenie skrik nie. Hy sal hierdie ding omdraai in 'n goddelike dinamiese oorwinning. Die Here wil vanmôre vir ons sê, wat hy vir Gideon gesê het. Jy weet, ek wil hê dat ons moet luister, dat die Here sê nie, dat die woorde wat hy vir Gideon gesê het verval nie. Dit staan ewig. Hy praat met sy kind, en wil die Here vanmôre vir my en vir jou sê, wat hy vir Gideon gesê het, vir my en vir jou wat dalk 'n bietjie pieperig voel, ekskuus tog vir die goeie Afrikaanse woord. Hy sê in Rigter 6 vers 12, die Here is met jou dapper held. Dis wat die Here vir Gideon sê. Die Here is met jou dapper held. Nou weet ek vandag, is ek 'n dapper held? Miskien sal ons maak net soos Gideon, begin stry met die Here, stry met die engel. Hy praat met die engel, ek weet julle sal dit nou net sê nie. Hoor wat sê in Rigter 6 vers 13, nadat die Here 'n engel stuur om te sê, wees gegroet, dapper held. Die Here is met jou. Hoor wat begin hy te praat. Hoor wat sê hy. As die Here met my is, waarom het al die dinge ons dan oorgekom? Waar is al die wonders waarvan die Here praat? Die Here het ons verlaat. Was jy al daar? Was jy al daar, dat jy voel die Here het ons verlaat? Was jy al daar op die plek, dat jy, waar is die wonders van die Here? Gideon was daar, maar hierdie is aangeteken, dat ek en jy kan kennis neem van die waarborge van God. Die Here sê vir die man, wat eintlik met die Here wil stry, en sê nee, kan nie wees nie. Die Here sê, jy's 'n dapper held. Hoor julle vir my? Hoor jy, Christo? Hoor jy, Wimpie? Die Here sê, 'n bloedgewaste kind van God is 'n dapper held. En toe hy klaar met Gideon gepraat het, toe sê hy, gaan in hierdie krag van jou, en maak oorlog, en verlos die Israeliete. Watter krag praat die Here van? Ons kan 'n hele preek daaroor preek, maar waarvan praat die Here? Die Here praat van dit wat in 1 Johannes 4 vers 4 staan, wat geld vir elkeen wat hier is. Hy wat in jou is groter as wat hy in die wêreld is. Dapper held, dis die krag van God wat in jou is. Dis die krag van die Gees van die Here wat in jou werk. Dit maak jou 'n dapper held. Dit maak jy dat jy triomfeer oor die vyand. Ja, maar weet jy wat, is dit 'n bietjie risiko hierdie ding nie? Is hierdie ding wat my uitdaag, is dit nie 'n risiko nie? Moet ek nie wegkruip nie? Hoe moet ek oorlog, moet ek slagveld toe gaan? Gideon moes gaan. Gideon moes gaan veg met 300 mense. Die oormag was 145 teen 1. Dis 'n bietjie 'n risiko. Maar God het gesê gaan wen. Die Here het gesê gaan. En Gideon, ek sê dit wat ek glo. Hy sê dat, ek dink hy het gevat wat in Eksodus gestaan het. Eksodus 27 vers 27. Dit geld vir ons hier. Wanneer jy 'n ding moet gaan aanvat wat jy dink is 'n hoë risiko om te verloor. Hoor wat sê die Here. Hy sê, ek sal my skrik vir jou uitstuur. Elke volk waarby jy kom in verwarring bring, en ek sal jou vyande vir jou laat vlug. Die krag wat in ons is nie omdat ek spiere het ek in die gym was nie. Nee, dis die krag van God wat werk.
Die Here sê, wanneer ons by 'n plek kom, dat ons voel, ons kan dit nie maak nie, dan sê die Here, vir ons wat hom vertrou, vir ons wat sy waarborg vat, hy sal sy skrik op hulle sit. En ek gaan lees daai gedeelte in Rigters 6:7. Toe Gideon gaan in die krag wat God hom gee, toe hulle daardie beul blaas, toe bring die Here sy skrik op daardie klomp, en hulle skrik so, hulle slaat mekaar dood. Die Here sê vandag vir sy kinders, dat jy moet weet, dat daar is 'n waarborg, dat as jou vyand jou aanval, en jy roep God aan, sal hy sy skrik op hulle sit, en hulle sal met mekaar begin veg. Hy bring verwarring in die kamp. Maar ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Die verantwoordelikheid is om hierdie woord te vat, en te sê, Here, dis myne. U het dit vir my gesê. Dit wat u vir u kinders gesê het, is ook vir my gesê. Ek glo dit met my hele hart, dat die Here wil hê, ons moet glo wat hy sê. Hoe weet ek? Die vraag wat mense vra, hoe weet ek wandel saam met God? Luister, bloedgewaste kind, die dag toe jy Jesus Christus in jou lewe ingenooi het, die dag toe jy Jesus Christus koning gemaak het in jou lewe, die dag toe jy sy woord gevat het, as die laaste sê, as hierdie woord gepraat het, is klaar gepraat. Die dag toe jy dit gedoen het, kan ek vandag vir jou sê, het Jesus jou leidsman geword. En omdat Jesus jou leidsman geword het, sal hy jou voetstappe rig. Dis wat die Bybel sê. Ek wonder nie, wanneer ek 'n pad met God loop, het ek daardie waarborg, hy loop met my. Jesaja 30:21 sê, hy sê, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil afwyk. Die Here sê vandag vir die kind van die Here, wanneer daar 'n dag kom, en jy wil afwyk van sy, sal jy stem hoor. Hoe klink die stem? Miskien is die stem vanmôre die stem wat ek moet praat met jou. Miskien is dit die stem toe jy die woord van God gelees het. 'n Ander keer kan dit wees dat die Heilige Gees in jou binneste 'n waarheid gebring het. Ek kan vandag net sê, die stem van die Here sê, hy sal die pad rig. Dis 'n waarborg. Ja, maar jy weet, miskien is julle soos baie mense maak, ons het ondervinding. Dis baie gevaarlik om ouer te word, want jy baie ondervinding. Jy weet, ek weet wat ek weet. En hierdie goed het gewerk, 15, 20, 30, 40 jaar, dis bewys. En dan doen ek dit, wat bewys is, hoe ek dit kampdag gedoen het. Maar weet jy wat? God werk nie op ou metodes nie. Die Bybel sê, dat die Here sê, hy sal iets nuuts skep. En wanneer ek kom, en ek begin doen wat ek getoets het, nie aan die woord nie, maar aan my ondervinding, dan raak ek bietjie blind. Dan raak ek verdwaal. En dan kan ek nie sien wat is die pad nie. En dan vergeet ek wat hier staan, want ek het mos beproefde goed. Nie God beproefde goed, maar my beproefde goed. Nou wat gebeur wanneer dit gebeur? Dan sê die Here in Jesaja 42 vers 16, ek sal blindes op 'n weg lei wat hulle nie ken nie. Hulle laat loop op paaie wat hulle nie ken nie. Wanneer jy jou eie plan gemaak het en jy so oulik geraak het en jy verlore geraak het en verdwaal geraak het soos 'n blinde, sê die Here, nie ek nie, sê die Here, sal hy jou vat en hy sal jou lei uit hierdie verwarring uit op 'n pad van triomf. Dis 'n waarborg. Almal maak foute. Almal het sekere goeie eienskappe. Almal het baie ondervinding van die lewe, of van wat ook al. Luister maar na wat hulle sê. Maar weet jy wat? As God met jou praat, dan gee hy vir jou 'n unieke plan. Nou vra die mense. Nou maar, as die Here dan 'n waarborg gee, dat hy met my is, hoekom is daar so baie uitdagings? Hoekom sukkel ek so? Hoekom sukkel ek so? Nou ek wil nie met jou baie praat nie, ek wil hê die Here moet vir ons antwoord. Laat die Here antwoord. Genesis 4 vers 7. En die Here praat met Adam en Eva, en hy praat met ons, en hy praat met Dawid hier. Hy sê, die sonde, dit is die duiwel, lê en loer voor jou deur. Sy begeerte is na jou, jy moet oor hom heers. Die Here sê, die duiwel se begeerte is na elke kind van God, en hy wil jou lewe verongeluk, en hy wil jou by sy bestemming uitbring. En die Here sê, jy moet hom teenstaan. Dis waar die moeilikheid vandaan kom. Maar kom ek kyk verder. Openbaring 12 vers 12 sê, die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat sy tyd min is.
Nou, as ons vandag kyk, dan kan ons sien, hy is nie besig om te speel nie. Hy stel nie uit tot môre nie. Terwyl mense in die kerk sit en na die woord van God luister, dan sê die duiwel, dis maar 'n ou man wat nonsens praat. Dis waar hy werk. Hy sê, pas op, jy moet hom weerstaan. Maar hoor die wonder, die Here gee vir ons die uitleg, vertel vir ons hoekom gaan dit so. Hy sê in Openbaring 12 vers 11, hy, dis die duiwel, word oorwin deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Kan ek 'n amen hoor? Die bloed van die lam. Broeder en suster, die Here wil vandag vir ons sê, net soos wat die bloed van die lammetjie, wat hulle aan die deurposte gesmeer het, die Israeliete in Egipte, en die doodsengel die verwoester daar gekom het, toe hy die bloed gesien het, het hy verbygegaan. Hy weet hier's moeilikheid. Elke kind van God, elke bloedgewaste kind van die Here, lewe, kan ek maar sê, onder die bloedlyn. Die bloed van die Here is oor jou. En dan sê die woord van ons getuies, is dat sê, dat ek glo, die Here wat aan my kant is, sal my deurdra. Ek stap die pad van God. Ek doen wat hy sê en ek glo wat hy sê. Ek wil met julle iets deel, ek het dit ook in die verlede gedeel. Jare terug was ons in 'n ander gemeente, en daar kom so 'n jong meisie en sy klop aan my deur en sy, toe ek oopmaak, toe sê, ek is 'n satanis, en ek wil verlos wees. En onmiddellik daarna sê sy, ek wil nie verlos wees nie. Ek sê, kom in. En ek deel met haar. En ek praat met haar. En al die goed wat ek geleer het, praat ek met haar. Maar weet jy wat gebeur? Sy gaan staan so teen my boekrak. En sy lag hom uit. Sy sê, jy is 'n Mickey Mouse, jy kan niks doen nie. Ek sê, jy's reg, ek is 'n Mickey Mouse. Maar ek kom teen jou in die krag van die bloed, in die naam van Jesus. Hoor jy my? En sy val op die grond neer en sy roep God aan. In die bloed van die lam en die krag van die naam van Jesus. Ek getuig, ek praat van die woord van die Here. En sy val neer, ek kry nou nog hoendervleis. Sy val neer en sy roep tot God. En sy roep tot die Here. En sy staan daarop en sy sê, Jesus is my Here, sy bloed verlos uit Satans mag. Hoor jy wat ek sê? Wanneer ons kom, die kinders van die Here moet weet, wanneer die uitdagings, want die duiwel dink, hy het sy mes in vir jou. Die Here sê, jy moet hom weerstaan. Ons kan teen hom kom in die krag van die bloed in die naam van die Here. Wanneer die kind van God op pad is, kan ek vandag vir jou een ding sê, op pad met God, waar die uitdagings kom, sê Romeine 16 vers 20, dat die Here van vrede sal spoedig die duiwel onder jou voete verbrysel. Hy sal hom nie net sy blou toon trap nie. Sê hy sal hom verbrysel. Ek glo dit met my hele wese. Elke uitdaging wat ons pad langs kom, wat ek skrik nie daarvoor nie, want hy is met my. Hy loop 'n pad met ons. Wat vir my kosbaar is, as die woord van die Here. As ons lees in Psalm 23 vers 5, kan jy maar gaan kyk daar sê hy vir ons baie kosbaar. Wanneer die vyand kom en hy wil jou aanval, en hy lek sy lippe af, dan is die Here besig om vir sy kind 'n lekker party te reël, waar hy die Here gas is. Gaan lees maar. Hy sê, dek vir my tafel teenoor my teestanders. Wanneer die vyand sy mes in het vir jou, weet een ding, die Here wat leef sê, daar's oorwinning. Dan kom die Here en dan gee vir ons, daar's baie te sê. Een ding, wonderlike ding. Een van die wapens van ons stryd, geestelike wapens, een wat 'n magtige wapen is gebed. Die Here wil hê, ons moet een ding weet, dat ek en jy moet bidders wees. 'n Bidder is iemand wat tyd uitkoop saam met die Here. Is iemand wat tyd maak saam met die Here. Iemand wat in die môreoggend vroeg, of in die aand laat, of wanneer ook, ek wil nie sê wanneer jy dit moet doen nie, maar tyd maak, om in teenwoordigheid van die Here te kom, en om aan te roep. Want jy weet, broer en suster, wanneer ek en jy die Here aanroep in gebed, begin die duiwel te sidder, want dan kry ons die koning van die konings, die Here van die heersers, die een wat die duiwel laat kerm en soebat op ons terrein. Toe Jesus by Gadara kom, toe kom daar 'n man met 2000 duiwels in hom, en hy hardloop na Jesus toe, en hulle sê, wat het ons met jou te doen? Maar toe hulle voor die Here kom, toe slaat daai ou neer, en daardie duiwels piep en kla, en wees ons net genadig. Wanneer die kind van die Here bid, dan kom die krag van God in jou lewe. Dan kom die oorwinning van die Here in jou lewe. Want die Here sê in Jakobus 5 vers 16, die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Ek glo dit. Of jy 'n meisie is, of 'n vrou, of 'n man is, of jy sag bid en of jy hard bid, dit gaan nie daarom. Jy roep die Almagtige in jou lewe in.
wat vir my baie kosbaar is en wat die Here vir my opgewonde gemaak het. Sy eerste gebed wat hy sy disippels leer, sê hy vir hulle in Matteus 6 vers 10. Sê so, laat u koninkryk kom. Ek roep die heerskappy van God op die terrein van my lewe. Laat u koninkryk, laat die koning van die konings kom koning wees, hier waar die duiwel probeer koning wees. Dan kom die Here met sy aanmag. Dan sê hy verder, en laat u wil geskied, soos in die hemel so ook op die aarde. Sê Here, beduidelik vir my daai enetjie. Wat beteken dit as ek sê laat u wil geskied, soos in die hemel net so op die aarde? Wat beteken dit? Wat die Here my na Openbaring 19 vers 6. Halleluja's is so sterk in die hemel soos donderslag. Wanneer ek die Here roep in gebed, wanneer ek sê Here, ek roep, die hemelse koninkryk gebeur hier, dan sê die Here, sal hy in jou lewe halleluja's bring wat klink soos donderslag. Halleluja's van triomf. Dis wat ek mos vra. Dis mos wat ek bid. Here, ek bid dat dit wat in die hemel gebeur, hier sal gebeur. En kan ek vandag vir jou sê, gaan probeer dit. Vertrou God, dat hy dit wat in die hemel is, ook hier sal doen, in jou lewe en jou omstandighede. Hy waarborg die halleluja's in jou lewe. Miskien is jy nie 'n introvert soos ek, jy sal sê, halleluja. Maar as jy extrovert is in my muisiekind, sal jy sê, halleluja! Die Here wil vanmôre vir ons sê, dat ons moet sy waarborg vat en op ons hart neerskrywe. Hy sê, weet jy wanneer ek en jy bid, gebeur Sefanja 3:20. Weet jy wat sê hy daar? Hy sê, hy sal jou lot verander voor jou oë. Jou lot verander voor. Jy sal beleef hoe dat God 'n magsdaad doen. Ek wil vanmôre kom en sê, kan ons nie maar hierdie woord vat nie? Kan ons nie hierdie woord vat nie? Kan ons nie hierdie waarborg lees en sê, o Here, dankie vir hierdie waarborg. Hierdie waarborg staan van die begin af, staan hy. En niemand kon hom kanselleer nie. Die duiwel het hom probeer kanselleer alreeds in die paradys. Hy het vir Eva gesê, hoorie Evaatjie, daai Here probeer net vir jou om die bos lê man. En toe glo sy die verdagmakery. En toe, ek glo nie verdagmakery, ek glo dit. Die Here het vir Adam en Eva gesê, bly in die paradys en geniet dit, maar heers oor alles, ook oor die duiwel. En daarna, nadat Eva die verdagmaker geglo het, moes sy skottelgoed was, en sy moes begin wasgoed was, en sy moes begin huis skoonmaak, en sy moes babietjies moeilik in die wêreld. Kan jy hoorie wat ek sê? As ons God se woord vat en dit glo, sal ons die waarheid van sy waarborge belewe. Kom ons twyfel nie meer nie. Kom ons gryp God se woord vas. Kom ons word mense wat vandag al môre se triomfmusiek hoor. Maar kom ons word ook mense wat vandag al begin koordans op die musiek van triomf wat die Here gaan gee. Dis wat dit beteken. Ons kyk uit en ons weet dat die Here is die God wat dinge vasmaak in ons lewens. Ek glo dit met my hele hart. Ek glo dit met my hele hart sal die Here 'n deurbraak gee wat niemand kan gee nie. Die vyand sê, ag, kom aan. Ek sê, weet jy wat? Ek weet die Here leef. Die Here is in beheer. Die Here maak dinge wat niemand kan maak nie. Hy gee 'n magtige deurbraak. Laat hulle maar sê van COVID of van wat ook al. Die Here praat met die bloedgewaste kind van God. Bloedgewaste kind van die Here. Luister mooi. Die Here het vir jou 'n bestemming, hy het vir jou 'n adres en hy stap saam met jou soontoe. En wanneer die uitdaging kom, luister baie mooi, sê die Here, hy maak jou meer as 'n oorwinnaar. En wanneer die duiwel vir jou sê, "Oei, kyk net moeilikheid," dan sê hy vir jou, "Wie, wat sê my waarborg? Hy sal dit alles verander en dit mee ten goeie laat werk." Dan word ons lewe 'n wonderlike triomf, 'n avontuur saam met God. Kom ons vertrou die Here. Jesus se waarborge het nie 'n vervaldatum nie. En dis die enigste een wat nie vervaldatum het nie. Dit werk oor duisende jare, staan hierdie waarborg vas vir elkeen wat kind van God is. Kom ons sluit ons oë. Ek wil vanmôre vra, as daar iemand is wat sê, ek sukkel, en ek wil so graag die almag van God beleef. Ek wil so graag hê, hierdie waarborg moet inskop in my lewe. Kan jy net jou hand so kort op, ek sien die handjies wat opgaan, ek sien. Dan nog iemand wat sê, ek sien nog 'n hand wat opgaan. Dankie, kameraad Sak. Dankie. Here,
Vanmôre roep ons U aan. Here Jesus, ons roep U aan en ons vertrou U dat U gereed staan met al U liefde, U deernis, U krag, U majesteit. Ja, maar ook met al die vernietigingskrag van God, wat die vyande verskrik, wat die vyande verslaan. Here, hierdie kosbare mense wat hulle hande opgesteek het. As daar uitdagings is wat hulle bang maak, Here, bid ek vanmôre, bid ons as gemeente vanmôre. Bid ons, Here, dat die almag van God daardie probleem sal tref en sal dit disintegreer. En dat die waarheid en die triomf van die Here sal seëvier in daardie lewe. Doen U wonderwerk, Here. Doen U wonderwerk. Gee U die deurbraak, Here, asseblief. Ons vertrou U daarvoor. Elkeen van ons, Here, wil vanmôre opnuut die waarborg vat en dit weer deurlees. Want dit wat U gesê het vir Adam en Eva wat seën was, staan vandag nog. Vir elke kind van God staan dit vas. En Here, ons weet, as ons roep dat U wil geskied soos in die hemel net so op die aarde, sal ons 'n halleluja uitroep, wat soos 'n donderslag klink. Want daardie halleluja sal 'n loflied wees, 'n vernietigingswoord en 'n daad vir die werk van die vyand. Amen. Amen.